Daar sê baie welkom julle. Ek is so bly vir elkeen wat kan inskakel en vanaand saam luister. Ons gaan praat oor IBS, IBD en GERD. Ons gaan onder andere praat oor die simptome, die oorsake en dan natuurlik holistiese benadering tot die genesingspad, want dit is definitief moontlik om hierdie toestande te oorkom. Ons gaan net ons leefstyl moet aanpas. So ja, baie welkom, laat ons wegspring. So hierdie is my platform Back to Eden, vir die van julle wat my nie ken nie. Ek is Karen Zaiman, ek is apteker. Ek het aptekerswese gestudeer met die idee dat mense apteek toe gaan kom en gesond gaan uitstap, of ten minste 'n tyd lank medikasie gaan gebruik en die medikasie gaan hulle gesond maak. En dit was 'n groot ontnigtering vir my om te besef dat dit wel nie die geval is nie, dat meeste medikasies net simptome behandel en dat mense nie noodwendig gesond raak nie, maar eerder getroue medikasiegebruikers word. So ja, 3 jaar terug het ek ervaar die Here sê vir my, it's time to get back into the garden, en dit het my 3 jaar gevat om uit te vind wat beteken dit nou eintlik. En ja, vir my reis het baie kronkels en kabels en kinkels ingehaat. Maar ja, hierdie platform het ontstaan met die hart en die doel om mense terug na Eden toe te bring, terug in intieme verhouding met God, en om van die aarde af te leer leef, om weer terug te gaan in die tuin en die tuin ons bron van voedsel te maak en dan kos as medisyne te gebruik. So ek glo God het alles geskape wat ons nodig het op hierdie planeet om te kan floreer, en dis in die tuin. So ja, dit is my platform. Waarmee kan ek help? Ek doen graag 1-tot-1 konsultasies, leefstylanalises en aanbevelings, 'n holistiese benadering tot kroniese kondisies en geneesmiddelgebruik, en om te ondersteun in jou genesingspad. Dit is my verskriklik lekker om saam met mense te stap en net hulle hande te vat en nou en dan 'n woord van wysheid en van bemoediging in te spreek en te sien hoe mense regtig oorwinning in hulle gesondheid te behaal. So ja, dit is my passie. OK, kom ons begin. Wat is IBS, IBD en GERD? Is alles dieselfde? Ja, is dit alles maar net klomp verskillende name vir dieselfde ding, of is dit verskillende kondisies? Kom ons gaan in elkeen afsonderlik indelf om te sien. So IBS staan vir Irritable Bowel Syndrome. So baie interessant julle, as 'n kondisie die woord syndrome in het, dan moet julle weet, 'n syndroom, dat die medisien nie eintlik weet hoekom hierdie ontstaan of wat gaan nie aan nie. So dis 'n kopkrappertjie. So IBS is 'n syndroom of 'n syndroom, ja, Irritable Bowel Syndrome, en dit klomp verskeie simptome. Dis eintlik maar 'n oorkoepelende naam vir klomp simptome, en hierdie simptome is byvoorbeeld diarree, hartlywigheid of 'n kombinasie van die twee, maagpyn, opgeswelheid, 'n maag wat opswel, maagkrampe en 'n ongemak, 'n gevoel van ongemak of oorvolheid konstant. So dit is IBS, is 'n breë term vir klomp verskillende simptome. Dan IBD staan vir Inflammatory Bowel Disease, en onder daai sambreel is 2 siektes. Hierdie siektes is ulceratiewe colitis en Crohn's. So daar's nogals 'n beduidende verskil tussen die twee, alhoewel hulle simptome nogals baie dieselfde kan lyk. So hoe hulle met mekaar vergelyk, albei het bloederige diarree en pyn, inflammasie in die darmes. So ulceratiewe colitis is daar sere in die kolon en in die rectum, en hierdie sere bloei, so daar kom konstant bloed uit. Crohn's disease is net inflammasie, en dis nie noodwendig sere nie, maar daar's inflammasie in die kolonwand, en huidweer, moegheid, konstante gewigsverlies sonder dat jy probeer, en dan ook dan die bloed in die stoelgang wat ulceratiewe colitis ook het. So dit is IBD. En dan GERD staan vir gastroesophageal reflux disease. So dit is wanneer suur opstoot in die slukdarm in,
en die slukdarm seer maak. So dit kan maagsuur of gal wees, wat dan daai slukdarm irriteer, die wand van die slukdarm irriteer. So snaaks genoeg of interessant genoeg, as jy 2 keer 'n week soeibrand het, dan sal hy jou, dis die kriteria amper vir GERD, dan sal hy jou diagnoseer met GERD, en dit kan, die simptome wat daarmee tesame gaan, is naarheid, braking, jy bring konstant winde op, daar selfs 'n pyn in jou bors, en jy sluk moeilik. Okay, so die tradisionele aanslag vir GERD is maar om 'n protonpomp in die bene te gee. Ons sê, hier is te veel suur, ons wil die suur onderdruk, want die suur is die probleem, en ons probeer met medikasie die suur onderdruk, maar ons vra nie, hoekom is daar suur of gal in die slukdarm nie? Hoekom stoot dit op? Hoekom sal party mense sin opstoot, maar nie anders nie? So ja, dis baie interessant, die mediese aanslag. So, sommer net simptome van meeste van hierdie kondisies, opgeblaasenheid, diarree, hartlywigheid, oorversadigde gevoel, winderigheid, soeibrand. Ek kon nêrens 'n foto, jy kry baie snaakse illustrasies as jy op die internet soek vir 'n food baby. So, ek het toe maar net vir 'n ou klassieke bierpens 'n foto daar neergesit, en maagpyn na ete. Nou, interessant genoeg, hierso is 'n klompie simptome, wat wel gelys word, en mens sal dink, dit sal nie onder IBS of IBD of GERD val nie, maar ek wil sommer dit vir julle lees, want dit is baie interessant. Depressie of angs, en julle sal nou sien hoekom ek so sê, geïrriteerdheid, kroniese moegheid, brain fog, soos jy kan nie onthou waar jy die setels gesit nie, of jy sit die setels in die yskas, of net nie helder nie. As iemand jou wakker maak 2 uur in die oggend en vra wat's 1 + 1, dan moet jy baie mooi dink. Dis sommer maar net tong in die kies gesê. Jy sukkel om te konsentreer, spierpyne, hormoonskommelinge en gereeld siek of lae immuniteit. So as mens die kolon se werking verstaan, en ja, min mense weet eintlik hoe ongelooflike orgaan jou kolon is. Dis regtig 'n ongelooflike orgaan met verskriklik baie funksies, en omdat hy so baie funksies het en so baie neurone het wat in hom gaan, wat uitdeurvoer na die res van die liggaam toe, na die brein toe, kan jy baie van hierdie simptome ervaar as jy IBS het. Maar dis snaaks, sê maar jy is die hele tyd diarree, rag en jou maag pyn, dan sal mens nie noodwendig vir die dokter sê, maar ek is eintlik ook kronies moeg en geïrriteerd nie, want jy dink nie noodwendig dat dit met mekaar verband nie. So dis hoekom ek dit noem. So waarnemings uit die praktyk, wat sien ons in die apteek? Al hoe meer mense het IBS, IBD en GERD. Dit is elke tweede persoon het deesdae 'n maagprobleem. Selfs kindertjies, en wat ek ervaar is, hoe meer angs kindertjies het, met ander woorde word geboelie by die skool, onstuimige huisomstandighede, hoe groter is hulle gastriese versteuring. Kindertjies vir die hele tyd kla van maagpyn. So dit is baie interessant, en dan behandel ons die simptome, maar ons vra nie hoekom nie. Mense word nie gesond nie, maar ons leer om die simptome te bestuur. So dit is die waarnemings uit die praktyk. Ons gaan dokter toe, ons sê ons het 'n maagseer, of ons sê my suur stoot op, ons kry 'n pilletjie daarvoor, want almal se suur stoot deesdae op, so die maklikste is 'n pilletjie. So, hierdie dokter Mark Hyman, ek is nogals baie mal oor hom. Hy het 'n baie interessante manier om te verwys na mediese. Hy is 'n mediese dokter, maar hy het 'n outoimmuunsiekte gekry, en dit het hom toe gelei op die pad van geïntegreerde medisyne of funksionele medisyne. En so hy het baie kennis. So hy sê, the way modern medicine operates is like trying to diagnose what's wrong with your car by listening to the noises it makes instead of looking under the hood. En ek voel hy slaan nogals die spyker op die kop. So, dis baie belangrik wanneer ons kyk na IBS, GERD of IBD, dat ons 'n volledige pasiëntegeskiedenis bevat, of afneem of opteken, want ons kan ongelukkig nie die siektes behandel sonder om na jou geskiedenis te gaan kyk nie. Daar's baie faktore wat 'n invloed het op jou darmse kondisie, al is jy dalk nou 'n 50-jarige, goed wat met jou in die baarmoeder gebeur het, wat met jou as kind gebeur het, kan alles 'n rol speel. En soms weet ons dit nie lekker nie, ons dink,
Ek was heel gesond as 'n kind. Ons dink net nie eintlik aan die konstante antibiotika gebruik ensovoorts nie. So 'n pasiëntgeskiedenis is baie belangrik. Al hoe meer navorsing begin wys dat hierdie goeters, dat kinders se beginstadiums van eet en van melk drink en so ongelooflik belangrik is en die res van jou lewe se gesondheid bepaal omdat jou kolon so baie ongelooflike funksies het, belangrike funksies het. So, eers waarna ons kyk is internasionale reise. Baie mense dink nie daaraan om vir die dokter te sê, hoorie, maar ek was 3 jaar terug in Brasilia en ek het verskriklike diarree gehad nie. Want ons besef nie dat daai toksine vir baie lank in ons darmes kan skade bring, skade maak nie. Ons dink ons het die antibiotika gebruik en nou is alles reg. Maar daai is 10-1 ietsie wat ons moet kyk, want parasiete kan vir tot 15 jaar lank leef in jou darmkanaal, sonder dat jy het weet. So, dis baie belangrik om te dink aan internasionale reise. Het jy koliek as baba gehad? Daar's nou nuwe navorsing wat wys dat koliek babas, dat meeste van hulle, of ja, ek wil nou sê almal nie, die navorsing sê nou almal, maar ek meen hulle het nog nie elke liewe koliek baba in die wêreld van 1900 af getoets nie, maar meeste koliek babas het almal dieselfde bakterie, 'n slegte bakterie, 'n chlamydia tipe bakterie. En dit beteken dan as mens net daai bakterie kan behandel, kan die koliek 10-1 weggaan, né? So ja, maar koliek as baba beteken jy het baie opgebring en jou maag was glad nie lekker nie, so daar kon 10-1 darmskade dan as kind gebeur het. Antibiotika verbruik as kind, dit is my baie erg as newborn babietjies of net kinders onder 2 antibiotika kry. En ek weet, dit is nie altyd moontlik om dit te vermy nie, maar soms is dit, en dan gryp ons na antibiotika, want ons weet nie van beter nie. So, antibiotika verbruik as kind, antibiotika maak alle bakterieë dood, goed en sleg. So, jy moet weet, as jy antibiotika as kind gebruik het, en nie vir ten minste 6 maande daarna aangehou het om 'n probiotika te gebruik nie, 'n goeie probiotika bygesê, dan is jou darmes ook nie in die beste kondisie gewees nie. Dan iets baie interessant, as jy vaginaal gebore is of deur 'n keiser gebore is, as jy deur 'n normale natuurlike vaginale geboorte in die wêreld ingekom het jy al jou ma se goeie bakterieë wat in haar vagina is, het jy gekry. As jy in 'n keiser of deur 'n keiser in die wêreld ingekom het jy 10-1 was jou eerste kontak met 'n dokter se handskoen wat klomp kieme aangegaan het en jy was in 'n hospitaal opset, waar daar 10-1 ook baie kieme is. Meeste van die vaginale geboorte is seker ook in die hospitaal, maar dit is ietsie wat jy het nie daai goeie bakterie gekry nie. Ek wil hiermee ook net sê, hierdie is glad nie om enige persoon skaam te laat kry of te laat voel, skuldig te laat voel, as jy nou nie normaal kon kraam nie, of as al jou kinders nou deur 'n keiser gebore is. Hierdie is om ons bewus te maak dat sulke goed wel 'n impak op jou gesondheid kan hê, al is jy nou 30 of 40 jaar oud. En dis hoekom ek dit noem, is vir bewusmaking, nie om te sê, as jy nie dit deur die vagina ding kon doen nie, dan is jy nou 'n slegte ma. Dis glad nie wat hierdie is nie. Dieselfde met nommer 5, borsvoed of formule. Dit is ietsie wat baie mense nie weet nie, maar borsmelk bevat ongelooflike goeie immuniteitsbeskermende eienskappe wat nie in formulemelk is nie. So as jy moes formulemelk gee en jy het nie vir jou kind 'n alternatief bygegee, want formulemelk is dood, daar's niks lewens in nie, né? Dit is 'n dooie formule in 'n bottel. Dit maak net jou kind se maag vol. So weer eens geen oordeling as jy moes formule gee nie. Weet net dat formulemelk het geen lewendige ensieme of bakterieë in nie en daai goed is verskriklik belangrik en ja, kan jou immuniteit maak of breek. So dis ietsie waarna ons moet kyk as jy sukkel met IBS. Hoe gou het jou ouers met kos begin of hoe gou het jy as mamma met jou kinders met kos begin? Enigiets onder 6 is gewoonlik nie baie goed nie. Selfs in ons eie kultuur gee ons vir kinders baie vroeg pap, dat hulle deur die aand kan slaap, en dit krap kinders se darmes ongelooflik om. Hulle darmes is nie gemaak om teen 3 maande oud al pap te kan kry nie, né? So dit kan ook 'n sleutel wees tot jou darmprobleme.
Dan gluten of suiwel blootstelling. Dis my so interessant dat die baba pappe wat op die rak is, as mens net bietjie tyd vat en gaan lees wat eintlik in daai goed is dit regtig, dit is om van naar te word. Daar's soveel melkprodukte daarin, koeimelkprodukte, en soja en regtig baie sleg, party skoon suiker in. En dan is dit die tipe pappe wat ons voorstel vir kinders om mee te begin. Pappe vol gluten en suiwel en daai goeders is natuurlike irritante vir ons darmes. En dan die laaste een is kroniese geneesmiddel gebruik. Party kindertjies moes van vroeg af kroniese geneesmiddels gebruik. Baie van ons as tieners het dalk al met die voorbehoed begin, en baie mense het vir acne het hulle goed soos Reaccutane gekry, wat baie sleg is vir jou lewer en vir jou darmes. So dit is goedjies wat ons moet na gaan soek as ons soek na die oorsaak van ons IBS. Okay, so ons gaan vandag na vier oorsake kyk. Ons gaan na die eet en leefstyl kyk, stres, SIBO of SIFO, ek sal nou verduidelik wat dit is, en toksine blootstelling. So kom ons begin by die eet en leefstyl. Ek dink hierdie prentjies op hierdie aanbieding sê meeste van wat ek nou, dit sê in prente wat ek in woorde wil sê, maar as jy te veel van die slegte goed eet en te min van die regte goed eet, is jou kans 65% om IBS te kry. Dit is meer as die helfte. So jy het 'n baie goeie kans, eintlik 'n baie goeie kans om iets soos IBS te doen as hierdie jou leefstyl is. Hamburgers, bacon, brood, koek, chips, coke, koekies, skyfies. Dit is alles wat vir jou kans om IBS of IBD of GERD te kry regtig baie groot maak. So ultra geprosesseerde kosse is gif. As jy nie kan sien of hierdie ding uit die tuin uitgekom het of nie, of jy wonder wat dit is, as jy nie kan erken wat se bestanddele is op die bestanddeellys nie, bly weg van hierdie goed af. En julle wat baie interessant, baie keer dink ons, dit is nou maar net hoe ons al geïndoktrineer is deur gesondheidsgoeders, maar baie keer dink ons, omdat daar vegan opstaan op 'n pakkie, of gluten-free selfs, of kom ons vat maar net gluten-free en vegan, baie keer dink ons, dan het ons die gesonder opsie, of selfs sugar-free. Maar ons moet verstaan, okay, as dit nou vegan is, wat se tipe groente goeders is daarin? As dit nou kamstig geen vleisprodukte in het, en soos, as 'n sjokolade, of kom ons sê as 'n lekkertjies vegan is, dan wil ek dink, in my kop moet daar nie iets van diere in lekkertjies wees nie. Miskien verwys dit dan die gelatine as dit 'n sweets produk is. Maar ja, baie keer het hierdie gluten-free en vegan tipe goeders het regtig van die slegste geprosesseerde goed in, maar dan voel ons nou, dis nou gesond want is gluten-free. Maar ons moet mooi gaan kyk wat staan op die etikette. As daar hydrogenated op staan, dan wil jy nie daai kos in jou mond sit nie. E-kosse, dit is maar preserveermiddels, wat jy sal sien, dit is soos E145 of E45 of iets soos dit, 'n E met 'n nommer. Ek noem dit my e-kosse, maar dit is gewoonlik preserveermiddels. Ons wil nie dit in ons liggame hê nie. En dan saturated is ook 'n woordjie wat ons nie noodwendig wil hê nie. Dan hierdie tipe kosse, hoekom dit sleg is vir ons, né? Ons almal weet dit is sleg, maar baie keer weet ons nie hoekom nie, dan hou ons dit maar aan eet. So, hierdie kos het nie die minerale en die vitamiene in wat ons nodig het nie. So, dit lei dan oor tyd tot 'n tekort aan sink, en omega-3, B-vitamines en yster. En hierdie tipe minerale en vitamines is kardinaal belangrik vir ons om normaal en gesond te kan funksioneer. So ons sit goed in ons mage wat ons maag vol maak, maar dit voed nie ons liggaam nie. Jy dink dit voed jou want jy voel versadig, maar dit het nie die kwaliteit in wat jou kan gesond hou en jou liggaam kan help om te floreer nie. So hierdie tipe kosse affekteer jou liggaam se vermoë om teen inflammasie te werk. So dit is kos wat die heeltyd inflammasie in jou liggaam veroorsaak. So naand raak jou liggaam bietjie moeg om die heeltyd inflammasie te beveg. Dan veroorsaak hierdie tipe kosse ook 'n wanbalans in die sure, en julle gaan nou sien hoekom is die suur van ons liggaam, die pH vlak van ons liggaam baie belangrik, en dan onderdruk dit ons immuniteit. Hierdie tipe kosse onderdruk ons immuniteit. Dis hoekom baie van ons sal al kan sien, of weet nou al, as ons byvoorbeeld 'n hele naweek sleg geëet het, dan maandag het jy 'n seer keel, of maandag is jou neus bietjie stuffy, is jou neus bietjie
ja, jy voel net bietjie oulik, né? En dit is gewoonlik, dit is hierdie tipe kosse wat ons immuniteit onderdruk, en dit werk dan natuurlik teen genesing. So ek wil ook bietjie kyk, as ons kyk na dieet en leefstyl, wil ek kyk na kosallergieë en sensitiwiteite, want baie keer sal hierdie tipe kosse sal sensitiwiteite en allergieë veroorsaak. Nie altyd nie, baie keer sal 'n kind gebore word met 'n neiging om sekere kosse te reageer op, en dit gaan als ook net weer eens oor die samestelling in die gut en hoe is die gut vol inflammasie ensovoorts. Maar ja, goeie soos gluten, soja, suiwel, soms by sommige mense is dit bone of alkohol, irriteer ons darmse wande. So hierdie tipe kosse is dit is baie die slegte bakterieë wat in ons gut is, van ons slegte bakterieë ook, hulle is mal oor hierdie tipe kosse. So ons voer hulle eintlik en dan groei hulle, né? Want dit wat jy voed, dit groei. So gluten, suiwel, die slegte bakterieë is mal oor hierdie tipe kosse. En dan oorgroei hulle oorheers en die goeie bakterieë oorheers nie meer nie. En dan veroorsaak dit gut dysbiosis. Ek sal nou 'n bietjie daarby stil staan. En dit lei tot leaky gut. Dit is wanneer jou darmse wande so geïrriteerd is dat daar naand gaatjies inkom en kos en bakterieë en alles wat in jou kolon is, partikels lek uit in jou bloedstroom in. Dit is net om net om julle bewus daarvan te maak, dit is hoe baie outoimmuunsiektes begin, is deur leaky gut, deur vreemde goed wat in die bloedstroom opeindig en jou liggaam, hy loods dan 'n geveg of 'n hele oorlog teen hierdie substans in die bloed en dan begin hy homself aan te val. Okay, en leaky gut sal ook, of gut dysbiosis sal lei tot SIBO of SIFO, waarby ons net nou gaan stil staan. Dan wil ek bietjie kyk na stres. So, kroniese stres, met ander woorde, langtermyn stres, elke liewe dag, moeilik by die werk, moeilike huislike omstandighede, veroorsaak kroniese inflammasie. Met ander woorde, langtermyn volgehoue inflammasie. Dit is gif vir ons, dit veroorsaak oksidatiewe stres in ons selle, en dit lei tot giftige dooie selle, wat lei tot siekte. So, stres is een van die grootste ek wil sê, katalysators van meeste siektes. So eintlik baie keer dink ons iemand is dood aan 'n hartaanval, maar eintlik het die hartaanval gekom van stres af. So stres is regtig 'n ouetjie wat nie eintlik genoeg ligtheid kry oor die tipe skade wat dit aan jou liggaam veroorsaak nie. So jou kolon is jou tweede brein, en hoekom ons so sê, is daar's meer neurone in jou kolon as wat daar in jou hele spinale koord is, né? En jou spinale koord het taamlik baie neurone in. So jou kolon staan bekend as jou tweede brein. Jou kolon en jou brein is direk met mekaar verbind deur jou vagus senuwee. Dis baie interessant, baie min mense weet dit. So, dis hoekom byvoorbeeld voor 'n praatjie of voor 'n werksonderhoud sal jou maag spoel, want jy stres, so dit het jou brein wat dink, jene, hierdie onderhoud, ek weet nie, gaan ek dit maak, gaan ek die werk kry, ek wil so graag hier werk, maar ek weet nie of ek dit kan doen nie. Daai tipe goed wat aangaan in jou brein, beïnvloed jou maag, nou spoel jou maag. Okay, so depressie, angs en stres lei tot diarree, IBS en GERD. En ek kan eintlik maar sê, diarree, IBS en GERD sal altyd weer depressie, angs en stres tot volg hê. So, hulle twee maak mekaar erger. Dit is die lank en die kort daarvan. So, die bakterieë wat binne in jou kolon is, die goeie bakterieë, hulle is verantwoordelik om sekere hormone te produseer. Hulle produseer neurooordragstowwe soos GABA, serotonien en dopamien. So ek wil net let net bietjie daarop op, dat 70 tot 90% van jou serotonien, jou goedvoelhormoon, wat jou opgewonde en goed laat voel en positief laat voel, dit word in jou kolon gemaak, nie in jou brein nie. Okay, so daar word ook in jou brein serotonien gemaak, maar ons moet kyk na die kolon as ons depressie en angs aanspreek. So as daar 'n fout is, sê net maar die slegte bakterieë oorheers en die goeie bakterieë doen nou nie hulle werk nie, né? Wat is dan die probleem? Jou hormone is foutief, jou neurooordragstowwe, met ander woorde, jy sal depressie of angs beleef en jy sal 'n disfunksionele immuniteit hê. Dis baie belangrik. So, stres veroorsaak ook gut dysbiosis. Gut dysbiosis is wanneer die slegte bakterieë
oor die goeie bakterieë heers. So kom ons kyk bietjie na gut dysbiosis, net om bietjie stil te staan daarbey, wat veroorsaak dit? Soos wat ons reeds gesê het, ultra geprosesseerde kosse, dit is die slegte bakterieë se kos, hulle is mal oor jou slap chippies. Dan te min vesel, as jy net dink na hierdie prentjie, of net kyk na hierdie prentjie, wat hier het vesel in? Hier is nie een produk hierso wat vesel het, die miskien die bietjie blaartjies, en ek neem aan is tomatie wat daar op daai hamburger is. Maar ja, te min vesel, dis 'n groot probleem in ons hedendaagse of westerse dieet. Alkoholgebruik, sekere alkohole soos bier is, die slegte bakterieë is mal oor die gis in jou bier, en dan te veel suikerige koolhidrate, soos koekies, koek, versoeters, goed soos xylitol, mannitol, sorbitol en aspartaam, dit veroorsaak gut dysbiosis. So met ander woorde, sekere versoeters is ook veroorsaak 'n groot wanbalans in jou darmes, kroniese stres, soos ons nou reeds gesê het, omgewingstoksines en dan geneesmiddelgebruik of verbruik. Ek sal bietjie stil staan later by PPI's, maar antibiotika, kan julle dink, antibiotika maak alle bakterieë dood. So as jy nie iets doen om jou goeie bakterieë na 'n kursus antibiotika op te bou nie, gaan daar definitief 'n wanbalans tussen goed en sleg ontstaan. Die voorbehoedmiddel, hierdie is iets wat so min mense weet, maar kan ek vir julle sê, dat nog nie 'n vrou my genader wat sukkel met IBS, wat nie op die voorbehoed is nie. Daar het nog nie. Letterlik elke liewe persoon, as ek hulle vra, net vir interessantheid, gebruik jy voorbehoed? Ja. Of ek het dit, ja, ek het dit vir jare gebruik, ek het dit nou onlangs gelos, maar dis altyd in die persoon se geskiedenis. So, die voorbehoedmiddel veroorsaak groot probleme in ons kolon. Julle, dit is ietsie wat ons moet besef. Dis nou als goed en wel, vir nou is jou velletjie mooi, en jy kan dalk, ja, nie kinders, hoe kan ek sê, die risiko hê om 'n kind te kry nie, maar later aan gaan jy met jou gesondheid betaal, as jy hierdie goed net gebruik, sonder om aan die neeweffekte te dink. En dan steroïde soos kortison gebruik, mense wat kortison elke dag gebruik, of oor langtermyn, hulle sal definitief ook gut dysbiosis kry. Dan kyk ons bietjie na SIBO en SIFO. Weer eens, Food Baby is nie die beste beskrywing om 'n foto te soek nie, so ek het maar nou net 'n swanger vroutjie gaan soek. So daai is definitief bietjie oordrywing, maar vir mense wat SIBO het of SIFO, dit voel of jy swanger is, want jy is gewoond aan 'n plat maag, so die manier hoe jou maag swel, dat jy definitief voel asof jy, party mense het selfs al die aanmerking gekry, "Hoi, is jy swanger?" En dit is hoe erg jou maag kan staan. So ons gaan nou 'n bietjie indelf hoekom dit gebeur. So SIBO staan vir Small Intestinal Bacterial Overgrowth, SIFO staan vir Small Intestinal Fungal Overgrowth. So die slegte bakterieë, dit is die slegte bakterieë wat in ons kolon is, wat sekere kosse fermenteer. Nou julle weet, in die meeste van ons weet, as ons kos fermenteer, daar's 'n lekker reuk of gasse wat uitkom, nê, as daai goetertjies vir lank bietjie gegis het. Dan is daar 'n pertinente reuk, mens kan hom ruik. So hierdie slegte bakterieë gebruik sekere kosse wat ons eet, hulle fermenteer daai kosse, en daai kosse gee 'n gas af, en what have we here? Ons het 'n baie lekker opgeswelde maag. So dit is wat die fermentasieproses veroorsaak, gas wat die Food Baby veroorsaak. Die tipe kosse wat SIBO en SIFO aanhelp, is koolhidrate, stysel, suiker en gis. Dit is die tipe kosse wat die slegte bakterieë is mal daaroor. So ek wil sommer net hier ook 'n woordjie sê, of ietsie rondom Ozempic sê, of GLP-1 agoniste. Ozempic, meeste mense is gaande hieroor en dink is 'n nuwe wonderkuur. Wat baie mense nie weet nie, is dat navorsing nou wys, op die langtermyn gebruik tel mense 70% van die gewig wat hulle verloor het af. Tel hulle weer op. Maar dit daar gelaat, vir die van julle wat nie weet wat dit is nie, Ozempic is 'n geneesmiddel wat ontwerp is om jou eetlus heeltemal weg te vat. So jy is fisies glad nie lus of honger vir kos nie. So dan eet jy nie. So dit klink soos 'n wonderlike oplossing, maar een van sy neeweffekte is hy vertraag jou gut motiliteit. Motiliteit is hoe vinnig die kos beweeg deur die darm. So met ander woorde, as die kos stadiger deur die darm beweeg, beteken dit jy gaan meer geneig wees tot hartlywigheid. En ons dink dalk, ag, maar is dit hartlywigheid, wat is nou so erg daaraan?
Die probleem is, hierdie kos bly dan langer in die kolon as wat dit moet, en raai wie is mal daaroor, die slegte bakterieë, want dan het hulle ekstra tyd om hierdie goed te fermenteer. So, ja, net vir interessantheid, diabetes en stres veroorsaak ook 'n vertraging in gut motaliteit. So, stres, dis hoekom jy ook sal sien dat stres dalk kan lei tot SIBO of SIFO, want daai kos bly langer in die kolon as wat dit moet. So, wat dan ook gebeur met SIBO en SIFO, is die bakterieë immigreer vanaf jou dikdarm wat onder is by jou rectum, op na jou dun darm toe. En jou dun darm is eintlik, ek wil nie sê 'n steriele omgewing nie, maar daar's baie min bakterieë. Daar is bakterieë in jou dun darm, maar baie min. Daar's baie meer in jou kolon, jou dikdarm. So die bakterieë gaan sit dan daar in jou dun darm, en dis hoekom jou maagie lekker opswel, of jou hier onderkant swel lekker op, en dan ook ietsie wat kan bydra tot SIBO of SIFO is eetpatrone. As jy ongereeld eet, vanoggend eet jy ontbyt 8 uur, môre skiep jy sommer ontbyt, die dag daarna eet jy eers 12 uur ontbyt. Dit ongereelde eet, dan skiep jy aandete, dan eet jy 12 uur die aand 'n koekie. Sulke tipe gedrag lei tot 'n oorgroei van slegte bakterieë. As jy jou gereeld ooreet, en dan slegte kos, soos ons reeds gesê het, iets wat interessant is, wat ek hier nou nie neergesit het nie, maar as jy gereeld, of as jy met elke ete 'n vloeistof drink, dit is ook vir een of ander rede ietsie wat SIBO en SIFO kan aanhelp. Dan gebeur SIBO en SIFO ook as gevolg van te min maagsuur. Nou julle, met die trant wat almal inkom met soeibrand in die apteek, sal ons dink, wat is daar so iets soos te min maagsuur? Maar ja, daar's definitief, daar's verskeie faktore wat kan lei tot te min maagsuur, en dit is verskriklik sleg om te min maagsuur te hê. Dis nie 'n goeie ding nie. Jy dink dalk, as jy soeibrand het, jy wil minder suur hê, dis nie die antwoord nie. So, as jy jou maagsuur of onderdruk, of as jy te min maagsuur het, dan verander die pH van jou darms ook. Nie net jou maag se pH nie, jou pH, jou suurvlakke van jou darms of jou dun darm verander, en dit verander na 'n pH toe wat gunstig is vir SIBO of vir oorgroei van slegte bakterieë. So goed wat veroorsaak dat jou maagsuur minder word is ouderdom. Dis hoekom baie ou mense sukkel met vertering, want daar is min suur. Kroniese stres natuurlik, geneesmiddelgebruik, outo-immuun siektes, hipotiroïdisme, 'n onderaktiewe skildklier, B-vitamiene tekort en sink tekort. So kan jy die slegte kringloop sien. Nou eet jy klomp gemors, jy eet die hele tyd McDonald's, né? Dit lei oor tyd dat jy te min sink en te min B-vitamiene het. B-vitamiene en sink is nooit belangrik om suur te produseer, so hulle help om suur te produseer. So kan jy sien wat gaan die probleem wees, jy gaan dan SIBO en SIFO ook kry, as gevolg van te min maagsuur, as gevolg van slegte kosse, as gevolg van die feit dat die vitamiene wat nodig is om suur te produseer, afwesig is in jou dieet. So ek wil bietjie stil staan by PPI gebruik. Dit is protonpomp inhibitors. Die name van dit wat julle dalk op die rakke sal sien, is Lancap, Peplock, Nexium, Trastin, Alsenic is 'n teensuurmiddel, nie noodwendig 'n PPI nie. So, wat baie interessant is, ons dink gewoonlik as iemand inkom met soeibrand, hulle te veel suur. So dit help want die suur stoot op, dit brand die bokant van die maag, dis nie vir mense baie lekker of gemaklik nie, dit maak die maagwand seer. So as ons dan 'n medikasie gee, soos 'n protonpomp inhibitor, hy inhibeer die suurpompe wat hychloric acid, wat is dit in Afrikaans, waterstofkloried produseer, hulle inhibeer daai pompe, so jou suurprodusering word minder. Maar soos wat ons nou gesien het, veroorsaak dit jou darm se pH ook verander. So op die langtermyn is dit regtig nie 'n goeie idee om PPI's langtermyn te gebruik nie. Dis my baie skokkend dat die farmaseutiese maatskappy het reg gekry het om hierdie goed oor die toonbank te kan verkoop. Dit is dalk vir 7 dae, né? Maar daar's mense wat elke liewe 7 dae kom en hulle gee nie meer om of hulle medies daarvoor betaal of nie. Hulle koop dit kontant want hulle is afhanklik, hulle moet hierdie medikasie kry, anders het hulle konstant kroniese ongemak.
En die grap van dit als is, oor tyd sal dit tot baie ander probleme lei. So dit is regtig iets wat ons nie vir die langtermyn gebruik nie. Ek het nou 'n video gekyk van 'n dokter wat sê toe hierdie PPI's net uitgekom het, toe het die reps en die mense wat nou aan hulle nou kom voordoen het, hier is nou iets vir maagsuur, het toe vir hulle gesê, hoorie julle, hierdie goed is verskriklik intensief en potent. Julle moenie hierdie langtermyn vir mense gee nie, maksimum 6 weke. En die dokters het toe gesê, hoorie, dit is verskriklik effektief vir mense wat pneumonia, is daar suur in jou longe ingaan, of wat sekere operasies moet kry, is hierdie regtig baie effektief. Maar ons het oor tyd begin ophou om vir mense te sê wat se leefstylaanpassings hulle wil doen, of die mense doen dit nie. Dan kom hulle net weer en weer terug, en as jy weer sien, is iemand 6 maande tot 'n jaar op 'n PPI. En dit is regtig gif. Dit is nie iets wat ons langtermyn wil of kan gebruik nie. So, laaste oorsaak waarna ons kyk is die blootstelling aan toksines. So, alkoholgebruik, daaglikse alkoholgebruik, alkohol is 'n toksine wat jou darmes irriteer, is nou en dan, as jy geen darmprobleme het nie, is dit nou en dan, sal dit 'n skade doen om met nou en dan 'n glasie wyn of iets te drink, glad nie. Maar elke liewe dag, veral as jou darmes reeds geïrriteer het, om elke dag toksines in te kry, is nie 'n baie goeie idee nie. Dan het ons rook verander die pH, swaar metaal blootstelling. Ek voel swaar metaal is iets wat so oorkyk word, maar wat regtig 'n groot oorsaak is van baie siektes. Kook, mense wat gereeld sushi eet, daar's baie kook in daai salmon wat ons eet, of in baie van daai vis wat gebruik word in sushi. Baie van ons sit met stopsels in ons tande, wat konstant kook aflek of uitlek in jou liggaam in. Onthou, dit is in jou mond, jou mond is nie 'n dooie ding nie, daar's bakterieë en ensieme in jou mond, wat konstant in jou tande, rondom jou tande is, so daai goed lek uit en jou liggaam neem dit op, daai toksines word verseker opgeneem in jou liggaam, en oor tyd kan jy baie siek raak daarvan. En dan, hierdie kook meng ook in met die absorpsie van minerale wat baie belangrik is vir vertering. So, oor tyd sal julle sien dat swaar metale jou baie siek kan maak. Sekere inentings het byvoorbeeld kook in, of het ander metale in, wat jou regtig kan siek maak. Dis ook byvoorbeeld iets wat ons moet vra by die pasiënt geskiedenis, of aan dink, en dan die plastiek wat in ons kosse is, wat die pakkies waarin ons kosse kom, al hierdie plastieke lek af in ons kos, ons eet die kos, die gifspuitstowwe wat ons groente en vrugte mee bespuit is, en dan parasiete. Parasiete, so min mense is eintlik bewus dat baie van hulle probleme sal weggaan as hulle net gereeld ontslae raak van parasiete. Onthou, ons was nie elke appel wat ons eet nie, daar's klein goggetjies in, ons werk in die tuin, meeste van ons, of baie van ons doen nog, werk nou en dan trek 'n bossie uit in die tuin, ons het honde in die huis, hulle lek ons, hopelik drink ons nie uit dieselfde waterbakke as ons honde nie, maar ja, parasiete is 'n groot enetjie wat baie mense siek maak. So wat is die oplossing? Is daar 'n oplossing, of het ek nou net vir julle klomp slegte nuus gebring? Nee, daar's versekerde oplossing, maar dit is 'n sistematiese oplossing. Dit is nie 'n een pilletjie en nou gaan jy reg wees nie. Dit is 'n langtermyn, baie intensief en intentionele genesingspad. Dit is nie ietsie wat jy net by the way doen nie. So, ons noem dit die 5R program. Ek gaan maar in Engels sê, 5R program. Dis remove, replace, re-inoculate, repair en regulate nervous system. So, eerstens remove. Ons wil alles wat ons darmes irriteer, alle kosse en toksines wil ons uit ons dieet en uit ons leefstyl uitkry. So goed soos gluten, suiwel, korn, ek sit korn in, want as ek sê mielie, dit is nie noodwendig 'n geel mielie nie, dit is soos corn syrup, corn maize, gaan kyk hoeveel produkte het korn in, en dit is 'n baie slegte vorm wat jou darmes irriteer. Suiker, alkohol, dan wil ons parasiete uithaal, ons wil fungusse uit ons liggame uithaal, slegte bakterieë en swaar metale. So, hoe doen ons dit? Ons gebruik sekere kruie soos wormwood, licorice root, ginger en berberine, werk baie goed teen sekere swaar metale en parasiete, en dan hierdie para-90 het byvoorbeeld butternut bark in, wat verskriklik potent is teen parasiete. Mobile fiber blend het licorice root, wormwood en gemmer in.
So, daar is verseker maniere om ontslae te raak van fungies en parasiete en swaar metale en sekere bakterieë. Ons het nou in Januarie het ons groep so 'n klomp mense op Para90 gesit en die mense het letterlik vir ons foto's geneem uit van hulle stoelgang met die wurms in, wat hulle letterlik die wurms so kon sien in hulle stoelgang. So, ja, dit is vreesaanjaend of skokkend en so lekker om te weet, daai goed is nou uit. Ja, parasiete kan selfs sekere gemoedsversteurings veroorsaak. Hulle is baie intelligente goetertjies, hoor. Dit is nie ietsie wat mens ligtelik moet opneem nie. So as jy baie lanklaas van parasiete ontslae geraak het, dan is dit nou die tyd. Dan replace. Ons wil verteringsensieme terugsit in ons dieet in. Wat is ensieme? Ensieme is die werkers van ons liggame. Jou oë kan nie knip nie, jou mond kan nie beweeg nie, jou hande kan niks doen as dit nie vir ensieme was nie, en so ook metaboliese prosesse in jou liggaam. Hulle werk, hulle is ongelooflike stowwe wat in ons liggaam is, en groentes en vrugtes wat nie gekook is nie, wat rou is, het nog baie ensieme in. Maar meeste van ons eet nie die hele tyd rou groente en vrugte nie. Ons kook ons goed, ons sit dit in die mikrogolfoond, ons koop dit uit blikkies uit, so dit het nie ensieme in nie. Maar as jy ekstra ensieme inneem, kan dit wonders doen vir jou liggaam, veral as jy sukkel met IBS en GERD. So ons soek prolytiese ensieme in ons liggaam. Hulle verteer die kos vir ons. So as jy sukkel met IBS en daar sekere kosse wat jou liggaam irriteer, vat ekstra ensieme in. Is dit baie belangrik om ekstra ensieme in te neem om daai kosse af te breek, sodat dit in 'n vorm is wat jou liggaam dit kan gebruik en dit nie jou liggaam irriteer nie. Baie interessant van hierdie ensieme, as jy dit saam met kos neem, verteer dit die kos. As jy dit op 'n nigter maag of op 'n leë maag neem, dan gaan dit gaan soek virusse en bakterieë en dit gaan eet die proteïenlaag af. So dit gaan vreet letterlik virusse en proteïene. Dit is regtig 'n wonderlike hulpmiddel vir iemand met IBS en GERD. En selfs ulceratiewe colitis hang af hoe erg jou kondisie is. Dan wil ons re-inoculate, ons wil goeie bakterieë kweek, ons wil goeie goed in ons liggame bou en help om te kweek, sodat dit kan veg teen die slegte goed, né? So die eerste een is polyphenols. Polyphenols kom in die blare van groen plante, groente en vrugte wat groen blare het. So Barley Life is 'n ongelooflike ryk stof van polyphenols. Polyphenols help jou liggaam om 'n bakterie te maak met die naam Akkermansia. Baie keer as iemand verskriklik siek is en dokters weet glad nie, hulle het alles getoets, hulle van A tot B en hulle kry nie die oplossing nie, sal hulle baie keer gaan toets wat is die vlak van Akkermansia, en dan sal hulle baie sien hierdie persoon het geen Akkermansia bakterieë in nie. Dis hoekom hulle so siek is, want hierdie Akkermansia is 'n ongelooflike belangrike en goeie bakterieë wat baie kan help om jou gesondheid te verbeter en jou vertering en jou darmse gesondheid te verbeter. So polyphenols maak Akkermansia, dis hoekom dit belangrik is. Dan wil ons natuurlik 'n goeie probiotika elke dag van ons lewe inneem. Nou, het ek ook al 'n paar mense gehad wat vir my sê, ja, maar as ek 'n probiotika drink, dan swel ek meer op. Want meeste konvensionele probiotikas op die rakke is gekweek vanaf gis. Gis, soos wat ons geleer het, is kos vir die slegte bakterieë. So jy gaan opswel. So jy moet sorg dat jy 'n ordentlike probiotika in die hande kry wat nie van gis afgekweek is nie. So jy gaan baie navorsing moet doen, want niemand van hulle sê op hulle etikette not from yeast of from yeast. Okay, dit is nie noodwendig iets wat jy op 'n etiket sal leer nie. Florafood byvoorbeeld weet ek is nie van gis afgekweek nie. En dan baie ook belangrik van probiotikas wat ek julle sommer net wil inlig. Meeste probiotikas maak dit nie tot by jou darms nie, want dit word verteer binne die eerste 30 tot 'n uur, 30 minute tot 'n uur wat dit in jou maag is, verteer jou maag dit. So daar moet bewyse wees dat hierdie probiotika ten minste 90 minute lank in jou maag kan oorleef, sonder dat jou maag dit verteer, sodat daar 'n dosis by jou darms kan inkom. Dit is baie belangrik, meeste probiotikas doen nie dit nie, Florafood is bewys te doen dit. Okay, dan Fit and Fiber is eintlik maar net 'n prebiotika. Ons wil kos gee vir die goeie bakterieë, né? So dit help dat hulle beter aankweek, want ons gee vir hulle goeie bakterieë. Dan wil ons herstel, repair.
En om te repair, om te herstel, moet ons besef dat kos medisyne is. Julle, 'n wêreld kan vir jou oopgaan as jy net besef dit wat by jou mond ingaan, kan kos wees of dit kan medisyne wees of dit kan gif wees. Jy kan letterlik vir jouself konstant gif voer. En ek voel dat as jy net besef hoe belangrik kos is en wat se waarde dit kan hê, sal jy baie beter keuses maak, net omdat jou gedagtes is geskuif en hernie rondom kos wat medisyne kan wees. So ons soek voedsame kos, high density foods. Ons soek beef, ons grass-fed beef, organiese hoender, eiers, groente, neute, sade, salm, mackerel, ghee, beenaftreksel of bone broth. Dit is kosse wat jou liggaam gaan voed en wat jou nie na 5 minute weer honger gaan laat voel nie, en wat baie voeding in het. Dan wil ons ook verskriklik baie omega-3 vat. Omega-3, meeste van ons, 90% van mense op hierdie aardbol, het nie genoeg, ons eet nie daagliks vis nie, of ons eet nie ten minste 2 of 3 keer 'n week vis nie. So ons het omegas verskriklik baie belangrik, het ons dit nodig. Dit is hoog in dit beveg inflammasie en daai vet voed letterlik ons selle. Dit maak ons selle se wande soepel, dan kan die slegte goed uitgaan en die goeie goed kan ingaan. So omega-3 baie belangrik, Vitamiin D baie belangrik en dan wil ons alle versoeters los, né? Stevia word bewys dat dit geen negatiewe effek op jou darmes het nie, maar meeste versoeters is gif vir jou darmes. En dan wil jy natuurlik, omdat ons weet dat jou brein en jou kolon met mekaar verbind is, wil jy, en omdat ons weet dat stres, ek wil net dit sê, dat stres so baie te doen kan hê met die ontstaan van goed soos IBS en GERD en IBD, wil ons stres aanspreek. Dit is baie belangrik. Ons wil gereeld oefen, ons wil betrokke wees by iets groter as onsself. Julle, soveel van ons probleme sal weggaan as ons ophou op onsself te fokus. Maar baie van ons kom huis toe, ons het 'n slegte dag by die werk, nie 'n lekker baas nie wat die hele tyd op ons pik of maak dit vir ons ondraaglik. Kom ons huis toe, dan dink ons net die hele tyd aan hierdie baas en ons moet kos maak en ons is eintlik geïrriteerd met almal by die huis en so gaan ons week in, week uit, gaan ons die hele tyd. Dit is mos nou 'n resep vir depressie. Ons moet betrokke raak by iets groter as onsself, wat nie oor onsself gaan nie. Dis eintlik 'n kuur wat die Here vir ons gee, is om te sterf van onsself, want hy weet, as ons vir onsself lewe, gaan dit lei tot depressie. So, raak betrokke by 'n selgroep, by 'n gemeenskap, by 'n kerk, stilte tyd in die woord, om net daai angstigheid en daai, ek moet dit doen, ek moet hierdie doen, ek gaan nie by alles uitkom nie, om net daai totaal en al te kalmeer en rustig word, fokus op jou eie asemhaling, rustige tyd in die woord, mediteer op skrif en dan lofprysing en aanbidding is 'n groot sleutel om deur te breek in angs en depressie. So ja, julle, dit is die platform, dit is die praatjie, julle is so welkom om my te kontak, ek wil net kyk of ek my besonderhede ingesit, julle is baie welkom om my te kontak, ek sal hieronder op my kanaal sal ek sommer my WhatsApp groep en my webtuiste sal ek laai. Baie dankie dat julle geluister het, ek hoop julle het geniet en moenie skroom om my te kontak nie of om selfs hierdie te like op YouTube. Dankie julle.